Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt. Dit is tyd vir volgens grandbesprekings en Doreen Loubser sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre. Doreen, ons begin by die Gupta-sage. Kyk, as die kykers nog nie weet dat Jacob Zuma vir die Guptas gaan kuier het nie, gaan julle dit definitief in die volgende paar weke of dalk maande moet hoor, want Dirko het glo geweet dat Zuma vir sy vriende die Guptas gaan kuier. Inteendeel, die hoofkommissaris sê hy het skriftelike instruksies gekry om die twee te verwelkom. En nou sê die minister in die presidentsie wat sy noem die middelvingerbesoek basies, want ons het nie vergeet wat die Guptas in Suid-Afrika gedoen het nie. Ons het nie vergeet van die skade wat hulle in die land aangerig het nie. En moet ook nie vergeet dat hulle op Interpol se rooi lys was en dat ons al 'n geruime tyd sukkel om hulle na Suid-Afrika uit te lewer. Weet nie wat dink julle van hierdie onverwagse besoek na Indië nie? Doreen, het was my interessant hoe Dirko eers gesê het verlede week, hulle weet nie van hierdie besoek nie, maar daar sal ondersoek ingestel word. Dit was Ronald Lamola wat dit gesê het. En nou hierdie storie wat sê, o nee wag, Dirko het geweet, hulle het toestemming daarvoor gegee. En dan, soos jy sê, die minister en die president aan die ander kant, wat sterk uitgesproke daaroor is, selfs vir Kili Mbalula. So iewers jok iemand vir iemand, en ek wonder net eintlik wie is die persoon wat jok op hierdie stadium oor hierdie toestemming? Ja, en ook, ons moet onthou dat oud-presidente het voordele, en van hierdie voordele is reisvoordele, waarvoor jy kan aansoek doen by die regering, en dit sal my nie verbaas as ons as belastingbetaler nog ook vir hierdie besoek betaal het nie. Maar kom ons wees nou maar eerlik, Doreen, wat is nou daarmee verkeerd as hy na sy goeie vriende in Indië toe gaan? Soek ons regtig hierdie mense nou nog terug? Wil ons regtig met hulle enigstens nou hier betrek in 'n hofsaak nog in Suid-Afrika? Wel, ons wil seker maar net hê hulle moet pa staan vir wat hulle na bewering gedoen het, maar ek dink die kommer hier vir baie is dat Zuma sê hy wil terugkeer na die politiek, en hy sê hy wil die land kom regryk, so ek weet nie of hy dalk 'n bietjie geheueverlies het oor die Firepool en Nkandla en al die dinge, kabinetskommelinge in die middel van die nag. Ons onthou al hierdie dinge, maar Zuma sê op die ouderdom van 84 wil hy terugkeer na die politiek. Wie weet, dalk onthou hy dit nie meer nie. Maar ja, kom ons praat oor die SABC, want kyk, as jou land 'n verkiesing hou, dan moet die staatsuitsaaier tog sekerlik 'n groot rol speel in die verspreiding van die media rondom die verkiesing. Tog sê die SABC, hulle beursie is bietjie te plat vir dit. Kyk, hoe lank is daai beursie nou al plat? Laat ons nou nie doekies omdraai nie. En dis so amper asof hulle nou vir die regering sê, as julle nie vir ons nog geld kan gee nie, gaan ons nie die plaaslike verkiesing kan uitsaai nie. Nou, met die nasionale verkiesing in 2024 het hulle 'n allemintige 35 miljoen rand gekry by die tesourie. Nou bedel hulle vir 120 miljoen rand. Nou, hulle sê basies dit is hulle 'n toerusting wat opgegradeer moet word, kameras, ateljees, en ek werk in die bedryf en ek weet, jy kan nie met ou tegnologie werk nie, maar as ons net kyk na hulle Sentech rekening, wat konstant agterstallig raak, dit maak nie saak hoeveel geld jy vir hulle leen nie, dit is alreeds 1,7 miljard rand. Doreen, ek kan nie verstaan dat hulle weer vra vir geld nie. Dit is my voel of hierdie een van die plekke is waarvoor ons net geld gee, maar dit voel nooit van of dit eintlik beter gaan nie. Ek weet ook nie wat se omkeerplan nie. Ek weet nie of dit 'n bestuursprobleem is, waar die probleem lê nie, maar dit voel net vir my of hulle nooit eintlik bo kom en vooruitgang nie. En dan wil ek gaan, okay, as hulle dit nie kan uitsaai nie, dan moet ons nou maar
ek dink ongelukkig wat nou nie sleg sal wees, dink aan ander maniere hoe ons die nuus oor die verkiesing by die mense gaan kry. Dalk gebruik ons al die radiostasies reg oor die land, span hulle meer en ek weet radiostasies doen klaar dit, maar dalk is dit dat ons nou maar kyk na ons radiostasies wat wel funksioneer. Ja, maar dis Eerder as die nasionale 121. radiostasies is nog steeds SAIK radiostasies. Ja, maar ek sal gaan beweeg dan weg van jou verstaan regeringsradiostasies en gebruik jy al die ander radiostasies wat selfs, jy weet, funksioneer op hierdie stadium. As jy moet kyk na 'n ander opsie, eerder as die 121 miljoen of wat ook al dit is wat hulle weer vra. Moenie vergeet van sosiale media nie. Ek meen baie van die departemente hulle stream regstreeks perskonferensies, so die kanaal kan dalk net regstreeks Facebook live van waar ook al hulle is. Want ek dink vir baie probeer hulle nou weer sê dit is nou julle wat nie julle lisensiegelde betaal nie, maar ek dink daardie kan nie meer as 'n verskoning gebruik word nie, maar dit is nie die enigste rede hoekom die SABC nie geld het nie. Hulle gaan daadwerklik iets moet doen, want anders gaan ons elke jaar met elke verkiesing gaan ons dieselfde storie hoor. Ons het nie geld nie, bail us out. Sure. Okay, so van die SABC na die weermag toe. Flentertente en stikkende toilette. Nou ons soldate kom nou terug van die DRK af waar hulle ons land verteenwoordig het. Hulle was in 'n gebied waar daar Ebola is. Hulle is teruggevlieg op koste van die Verenigde Nasies. Nou kom hulle terug Suid-Afrika toe waar hulle onder kwarantyne moet wees en hulle sê hulle bly in naglike toestande met flentertente soos wat hulle beweer, toilette wat nie werk nie, hulle kry 2 maaltye 'n dag en ja, dis absoluut skokkend om te dink dat jy van die DRK afkom en dan kom jy amper in hagliker omstandighede terug. Wat se boodskap stuur dit uit vir die soldate? Want dit is nie die eerste keer wat hulle kla nie. Ons kyk ook na soldate in die Wes-Kaap wat in 'n ou vliegtuighanger basies moes gaan intrek het. Dit blyk net wanneer ook ons van die weermag hoor ons net van hooggeplaastes wat lekker die room afskep, maar as dit kom by die soldate wat hulle lewens ja, absoluut op die spel sit, dan kry hulle flentertente. Dis 'n ondraaglike storie. As jy dink hierdie soldate moet na die brug toe gaan waar hulle onder kwarantyne moet wees, Ebola kwarantyne. Hulle word omheind deur 'n heining langs 'n saal, by the way, 'n saal wat oop staan. Daar's niemand in die saal nie, maar hulle word in hierdie tente net buite Bloemfontein in ysige toestande waar deur die wind loei hierdie tente word hulle gehuisves buitekant. Dit is skokkend. Maar nou ja. Ek het gesien in die artikel een soldaat het gesê dit blyk hulle sal hier eerder doodgaan van longontsteking as wat hulle van Ebola sou doodgegaan het in die DRK. Sommige sê die tente is nog nat ook, maar nou ja. Ons moet praat oor die Madlango kommissie wat ons het al reeds in die nuus daarna verwys, maar die Madlango kommissie se ondersoeke het nou gelei waarskynlik tot arrestasies. Dis reg, ons praat hierdie van die edelstene wat gesteel is by 'n huis in Johannesburg in 2023. Nou daar is 6 verdagtes wat betrek word by hierdie diefstal. Een is reeds oorlede, 3 steeds soek, 1 is verlede week in hegtenis geneem en 1 het hom gisteraand 6 uur by die polisie aangemeld en die 2 sal dan nou vandag in die hof verskyn. En ons praat hierso nie van enige Jan Rap van die straat nie. Dit is mense van die Johannesburgse metropolisie, verkeersowerhede en 'n sakeman wat homself na bewering as 'n polisieman voorgedoen het. Nou wat vir my kommerwekkend is of hierdie stene wat hulle gesteel het na bewering is 14.9 miljoen rand werd. En volgens Witness K wat by Madlango getuig het, sy het gesê hulle het dit verkoop vir 110 000 rand en dit toe sommer net die geldjies so onder mekaar verdeel. Stene wat 15 miljoen rand werd is. Skokkend. Hoopelik sien ons meer arrestasies daarin, dis al wat ek dink. Kom ons spring na Kaapstad se halwe snelweg.
Ja, die halwe snelweg word weer bespreek met Jordan Neal Lewis wat sê daar is planne in plek om dalk nou uiteindelik na 50 jaar hierdie halwe snelweg te kan voltooi. Maar geld is nog altyd die probleem. Dit is ook die rede hoekom dit in 1977 gestop het. En ja, daar was al baie pogings om hierdie projek te laat herleef, maar hulle reken dit kan oor die 2 miljard rand kos. En daar's ook bespiegelinge oor laagkoste behuising wat onder moet kom. Daar was gerugte van politieke inmenging, destyds toe dit ook bespreek is, so wie weet. Of dit gaan voltooi word, of ons gaan oor 50 jaar nog gesels oor hierdie halwe brug van 1977. Ja, ek dink almal in die Kaap gaan baie bly wees as daai waterfrontkruising bietjie meer effektief raak en jy uiteindelik oor daai robot kan ry sonder om broodjies in te pak terwyl jy daar staan en wag. Maar ja, soos jy sê, hierdie is al reeds 'n plan wat 'n paar jaar gelede ook 'n oplossing gehad het en toe skielik ook verdwyn het, so kom ons hoop dit raak beter. Ons moet 'n bietjie praat oor Duitse siekverlof. Kyk, die Duitsers kon tot onlangs 4 dae lank van die werk af wegbly sonder om regtig 'n siekbrief aan jou werkgewer te gee. Ja, nee, nou is daar 'n hele nuwe reël wat sê as jy die eerste dag al siek is, moet jy 'n doktersbrief hê. En nou is werkers ongelukkig daaroor en selfs die mediese mense is ook bekommerd want hulle sê dit gaan druk plaas op hulle. Of te veel mense gaan nou dokter toe kom vir allerlei dinge, of baie mense wat werklik siek is, gaan nou maar werk toe gaan. En dan ook ander mense siek maak. Nou kyk, ons weet daar's baie mense wat dalk bietjie laat sokker gekyk het en nou vandag ewe skielik 'n maagaandoening het of 'n kopseer. Ons ken daardie mense, maar ons weet ook dit gebeur soms dat jy regtig opstaan een oggend en jy voel nie reg om werk toe te gaan nie en jy het net 'n dag nodig by die huis en om dan te moet dokter toe gaan. Die koste daaraan verbonde. Ek kan verstaan hoekom die Duitsers ongelukkig is daaroor. Genade, want die vorige wetgewing was 4 dae sonder 'n siekbrief. Alle wêreld, ek dink mense moet nie so baie kla nie. Ek het wel amper daai voorstel gebruik van die laat sokker Dorien, baie dankie daarvoor. Ek hou dit in gedagte vir die volgende ene. Maar ek stem som die 4 dae, dalk hulle 'n middeweg vind, jy weet, net so jy weet na 2 dae. Dorien, dan sluit ons af met 'n Taylor Swift. Julle weet ek is 'n Swiftie en dit was 'n groot bruilof gewees en dit was 'n absolute spectacle soos hulle sê. Ek wou net bysê dat die egpaar het $26 miljoen geskenk aan van hulle gunsteling non-profit organisations. Een van hulle was vir Dolly Parton. En ek dink ook nie hulle het 'n lys gehad vir geskenke nie. Wat gee jy vir 'n paartjie wat alles het? Want hulle het selfs games gehad binne in Madison Square Gardens wat jy 'n raffle kaartjie kon wen wat jou in aanmerking bring om Christian Dior handsakke te wen. So ek dink nie die gaste hoef enigsins geskenke te gebring het nie. En dit was the who's who wat daar was, van Steven Spielberg tot Paul McCartney. Ek dink as jy nie 'n kaartjie gehad het of 'n uitnodiging gehad het vir hierdie bruilof nie, was jy nie 'n eilister gewees nie. Dorien, ek is seker dis nou een waarby jy sou wou wees, maar baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike week verder hê. Dit is Dorien Loubser, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.